Hartlik welkom by Leef die Woord. Dankie dat jy saam met ons rondom die woord van die Here kuier. Hier by Leef die Woord is dit ons begeerte dat die woord van God in jou sal werk. Dit is ook ons gebed. Daarom sê ons so graag, ons lees, leer en leef die woord. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, aan U kom toe al die lof en die eer en die roem van U groote naam. Dankie vir die voorreg om saam met mekaar oor U te kan gesels. Amen. Ons gesels vandag oor nederigheid. En ons gesprek is na aanleiding van Filippense 2 vanaf vers 3 tot en met vers 11. Ons gaan dit nie as 'n skriflesing lees nie. Ek gaan na daardie teksverse verwys so deur die loop of die verloop van ons gesprek. Wanneer ons oor nederigheid gesels, merk ons op dat daar dikwels 'n verkeerde begrip of idee ten opsigte van nederigheid by baie mense bestaan. Mense dink soms iemand is nederig omdat 'n persoon dalk min van homself dink, omdat iemand dalk eenkant is, heeltyd op die agtergrond bly. Dan wil ons dikwels sê so 'n persoon is nederig. Maar ons let op dat 'n Bybelse verstaan of 'n Bybelse begrip van nederigheid nie beteken dat jy ontken wie jy is of ontken watter gawes jy van die Here af ontvang het nie. Nederigheid beteken dat jy jouself nie die middelpunt van elke gesprek of van elke saak sal maak nie. Daarom is nederigheid, soos Michael Lind sê, nie om min van jouself te dink nie, maar om net minder aan jouself te dink. Ek dink ook aan die woorde van Dr. Anton van Deventer wat eenmaal die spitsvondige opmerking gemaak het of so tong in die kies storie vertel het. Hy sê hy weet van 'n man wat 'n medalje vir nederigheid ontvang het. Hy het dit met groot trots gedra. Wanneer ons na hierdie woorde luister, dan wil dit vir ons sê dat nederigheid baie dieper lê as dit wat ons op die oppervlak kan sien. In Filippense 2 vers 3 en 4 lees ons: Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Wanneer ons hierdie woorde van Paulus lees, dan begin Paulus vir ons verduidelik wat 'n Bybelse begrip en verstaan van nederigheid is. Paulus maak dit hier baie duidelik dat die wortel of die rede vir baie spanning tussen mense en in verhoudings juis daarin lê dat mense nie nederig is nie. Wanneer selfsug en eersug op die voorgrond is, dan werk dit verswarend in op verhoudings. Selfsug het daarmee te maak dat iemand sou sê, wat kan ek hier uitkry? En eersug het daarmee te maak dat 'n persoon vra, maar hoe gaan dit my laat lyk? Daarom het beide van hierdie idees of hierdie maniere om die lewe te benader, selfsug of eersug, sien ons dat beide van hierdie standpunte te maak het daarmee dat die self in die middel van alles geplaas moet word. Dit is selfs moontlik om goeie dinge te doen, maar verkeerde motiewe in jou hart te hê. En juis dit kan daartoe aanleiding gee dat nederigheid onder verdenking geplaas kan word in jou lewe. Nou wil ek nie hiermee sê dat ons alle handelinge teenoor ons en met alle mense met wie ons in aanraking kom, dat ons hierdie mense, dat ons agterdogtig moet wees oor wat hulle doen en hoekom hulle dit doen nie. Dit is eerder belangrik dat ons eie harte en ons eie gesindheid onder die loep sal neem, sodat ons seker sal maak dat ons opreg optree en waarlik nederig is. Jy sien, dit kan so maklik gebeur dat ons mense kan dien of wil dien, bloot om gesien te word, of dat ons iets gee in die hoop dat ons erkenning gaan ontvang, dat ons leiding neem omdat ons beheer wil vat, of dat ons selfs geestelike taal gebruik om onsself te beskerm, ons eie belange te beskerm, of om mense te intimideer. En hierdie optredes dra nie die hart en die betekenis van nederigheid nie, want in nederigheid moet die een die ander een hoër ag as homself.
Daarom kyk God nie net na wat ons doen nie, maar ook na die gesindheid van ons harte. Hy sien dit ook raak, hy's daarvan ook bewus. Nederigheid bevry 'n mens van daardie behoefte om altyd eerste te wil wees, om altyd reg te wil wees en om altyd raak gesien te word. Nederigheid maak ons oë oop vir mense rondom ons, vir die behoefte van mense rondom ons. Wanneer Paulus sê dat die een die ander een hoër moet ag as homself, dan bedoel Paulus geensins daarby dat ons onsself as waardeloos moet beskou nie. Ons het nie nodig om onsself af te breek om daardeur iemand anders op te bou nie. Dit was nie Paulus se betoog gewees nie. Wat Paulus wel vir ons sê wanneer ons dink oor nederigheid, dan sê hy ons moet ophou om onsself voortdurend bo ander te plaas, om onsself voortdurend die middelpunt van of 'n gesprek of 'n aksie te maak. Luister ek regtig wanneer iemand met my gesels en luister ek op so 'n manier dat ek met daardie persoon kan connect, of luister ek nie heeltemal nie, ek is nie ten volle betrokke in die gesprek nie, ek wag net sodat ek 'n beurt kan hê om ook my sê te sê. Kan ek ander mense se sukses vier sonder om daardeur bedreig te voel? Jy sien, ware nederigheid kan gesien word daarin dat ek verskoning vir my verkeerde optrede kan vra sonder dat ek eers probeer om my verkeerde gedrag te probeer regverdig. Is ek bereid om te dien selfs wanneer ek niks daaruit gaan kry nie en selfs wanneer niemand dit gaan raak sien nie, dat ek nie daarvoor bedank gaan word nie. Sien, dit is hoe ware nederigheid lyk. Nederigheid is iets wat uitgeleef word teenoor ander en nie met die hoop dat dit gesien sal word of beloon sal word deur mense nie. Wanneer ons gesels oor nederigheid en om waarlik die ander een se belange op die hart te dra, nie iets uit selfsug of uit ydelle eer te doen nie, dan moet ons vir mekaar sê dat trots dikwels verhoudings in onnodige kompetisie en wedywer opstel. Maar nederigheid skep daardie atmosfeer waar ek na iemand toe kan uitreik en waar ek bereid kan wees om offervaardig betrokke te raak, omdat daardie persoon belangriker is as wat ek uit die oomblik of uit die geleentheid of uit die situasie kan kry. En dan skrywe Paulus, hy verwys na Jesus Christus, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. Dit is die woorde van Filippense 2 vers 6 en 7. Paulus praat nie net met ons oor nederigheid en sê dat dit 'n voorskrif is wat ons moet nakom nie. Hy gee ook vir ons 'n voorbeeld van nederigheid. Hy wys vir ons Jesus Christus. Jesus was in die gestalte van God. Hy het nie eers in Bethlehem by sy geboorte begin bestaan nie. Hy is die ewige seun van God, volkome God, waardig om aanbid te word en waardig om geëer te word. En tog het Jesus Christus nie sy goddelike status gebruik om homself daardeur te bevoordeel nie. Die skrif sê, hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. Dit beteken nie dat Jesus opgehou het om God te wees nie. Dit beteken nie dat Jesus Christus sy goddelikheid prysgegee het nie, maar wel dat hy sy voorregte, die voorregte van sy heerlikheid, gewillig op sy gesit het om waarlik en werklik mens te word om ons te kan dien. Die koning het die gestalte van 'n diensknegt aangeneem. Die Skepper het die skepping binnegekom. En dit leer ons 'n baie belangrike aspek ten opsigte van nederigheid. Wanneer jy weet wie jy in Christus Jesus is, hoef jy nie voortdurend jou waarde te soek of te bewys nie. Jy hoef nie ander te verkleineer sodat jy belangrik kan voel nie. Jy hoef nie vas te klou aan 'n titel, 'n posisie of prestasie of erkenning nie. Want jy weet wie jy is. Jy is reeds deur God geken. Jy is reeds deur God liefgehê. En God het jou reeds deur Jesus Christus as sy seun aanvaar by jou gelowige belydenis van Jesus Christus.
Jesus Christus se pad was nie 'n soeke na status gewees nie, maar 'n beweging na mense toe. Hy het siekes aangeraak. Hy het kindertjies na hom toe genooi. Hy het uitverworpenes het hy verwelkom. Hy het sy disippels se voete gewas. En Jesus het dit nie gedoen in die hoop dat mense hom sou sien nie, want hy het geweet wie hy is. Hy self gesê, die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is, en nie om gedien te word nie, maar om te dien. Jesus Christus het sy mag gebruik, nie om homself te dien nie, maar om ander op te rig. En dit is die grootheid wat ons van Jesus kan sien, en dit is ware grootheid in die koninkryk van God. Nie hoeveel mense jou sal dien nie, maar hoeveel mense deur jou offervaardige dienslewering aangeraak kan word, wie se lewens verander kan word. Nie hoe hoog jy kan klim nie, maar of jy gewillig is om laag te buig of vervaardig diens te lewer. Nederigheid vra daarom, waarvan hou ek of waaraan hou ek vas wat in die pad staan daarvan om in nederigheid te kan dien en te bedien? Miskien is dit jou trots, miskien is dit jou gemak, miskien is dit jou behoefte om te beheer en te behou, of miskien is dit jou verwagting dat mense jou altyd moet waardeer en jou altyd moet prys. Jesus kom wys vir ons dat liefde bereid is om 'n voorreg prys te gee, om bloot by mense te wees. Dit is die essensie van nederigheid. En dit kan geskied met soveel gemak, wanneer jy verstaan wie jy is. Ons hoor weer 'n keer, Jesus het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, en hy het kom dien tot die dood toe. Filippense 2 vers 8 wil dit juis vir ons voorhou, en in gedaante gevind as mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Jesus se nederigheid het nie net by mooi woorde en simboliese diens gebly nie. Dit het Jesus Christus na 'n kruis toegeneem. En die kruis was nie bloot net 'n pynlike dood nie. Dit was 'n vernederende dood. Dit was bedoel vir misdadigers en sondaars gewees. En tog het Jesus Christus hom aan hierdie pad onderwerp. En nie omdat mense Jesus oorweldig het en hy magteloos gevoel het en meegesleep was nie, maar omdat hy gehoorsaam was aan die wil van die Vader, omdat hy gehoorsaam was om 'n uitdrukking van God se liefde vir ons te word. Jesus het self gesê, niemand het sy lewe van hom af weggeneem nie, hy het dit self gegee. Jesus het hierdie gesindheid kom openbaar, en hy het dit werklik waar kom beliggaam. Jesus het die beliggaaming van nederigheid geword, en hy het besluit om dit te doen. Niemand het hom gedwing nie. In Johannes 10 vers 17 en 18 lees ons, het ons Jesus gesê, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Hoor nou wat sê Jesus, hy sê, niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af, en ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Jesus Christus het besluit om 'n nederige of vervaardige diensbetoning teenoor die ganse mensdom te kom staan. By die kruis van Jesus Christus kan ons sien hoe diep ons sonde is, hoe groot ons sonde is. Maar dan sien ons ook hoe ver God se liefde kan strek, en wat God alles gedoen het, en wat Jesus in nederigheid bereid was om te doen, sodat ons met God versoen kon word. Jesus Christus het die plek van skuldiges ingeneem. Hy het ons sondelas gedra. Hy het homself gegee, sodat hoogmoediges, verlore mense met God versoen kon word. Vriende, ons word dus nie gered omdat ons nederig genoeg is nie. Ons word gered omdat Jesus Christus ter wille van ons verneder geword het. Vir ons is die begin van nederigheid wanneer ons voor Jesus buig in die erkenning dat hy Here is,
wanneer ons met ons monde bely wat ons met ons harte glo dat hy ons saligmaker en ons Here is en ons erken dat ons hom nodig het, dat ons op sy nederigheid reageer deur te sê, Here, ons is dankbaar vir dit wat u kom doen het en ons onderwerp onsself aan u. Ons moet ook oplet. In Jesus se voorbeeld is dit duidelik dat nederigheid en gehoorsaamheid nie van mekaar geskei kan word nie. Daarom word nederigheid sigbaar wanneer ons aan God gehoorsaam is, selfs wanneer dit ongemaklik is of iets van ons vra. Nederigheid word die duidelikste sigbaar wanneer gehoorsaamheid 'n prys van ons vra, soos ons dit van Jesus sien. Dis vanweë hierdie nederigheid van Jesus dat ons die saligheid deelagtig kon word. Maar dit stop nie hier nie. Dis nie die einde van die verhaal nie. In Filippense 2 vers 9 lees ons, daarom het God hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Jesus Christus het homself verneder en daarom het die Vader hom verhoog. Sy verhoging is die Vader se bevestiging dat hy die Here is en dat die weg van offervaardige gehoorsaamheid en liefde deur God geëer sal word. Daarom sal elke knie buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Die een wat gekies het om te dien deur die weg van nederigheid, sal deur almal as die Here erken en bely word. En dit het God bepaal. Nou sê Paulus in Filippense 2 vers 5, hierdie gesindheid moet in ons wees, wat ook in Christus Jesus was. Nederigheid is baie meer as bloot net 'n enkele daad. Dit is 'n gesindheid wat al hoe duideliker en duideliker in jou en my lewe moet word. En dit gebeur wanneer ons Jesus nie bloot net as 'n voorbeeld van nederigheid aanskou nie, maar ook wanneer ons hom die Here van ons lewe maak en ons onder sy kragtige hand verneder. En dan wanneer ons Jesus aanvaar as saligmaker en verlosser en wanneer ons verneder voor sy grootheid in die aanvaarding dat hy Here is, dan is dit so kosbaar om te beleef hoe die invloedryke werk van die Heilige Gees in ons beginne werksaam raak om ons te help om ook waarlik nederig te wees. 'n Nederigheid wat betoon word deur gehoorsaamheid en nederigheid wat betoon word deur 'n ganse lewenshouding. Waar Jesus Christus in ons leef, waar Jesus Christus se gesindheid in ons duideliker word. Daar hoef ons nie eerste te wees nie. Het ons nie nodig om raak gesien te word nie, maar kan ons afbuig om te dien en te bedien. Kan ons gehoorsaam wees, selfs wanneer dit van ons iets vra. Daardie gesindheid moet ook in ons wees. Vriende, die vraag is nie bloot, is ek 'n nederige mens nie? Die vraag is, word die gesindheid van Jesus Christus in die manier waarop ek leef en waarop ek ander hanteer, word daardie gesindheid, daardie nederigheid van Jesus, kan dit duidelik deur my optrede na vore kom. Nederigheid is om veilig te wees in wie jy in Christus Jesus is en in die verstaan dat jy nie nodig het om jouself te bewys of dat jy nie nodig het om belangrik te probeer wees nie. Want jy weet wie jy in Christus Jesus is. Kom ons wees nederig. Kom ons strewe daarna om hierdie gesindheid uit te leef na aanleiding van die voorbeeld van Jesus Christus. Kom ons wees nederig. Miskien wil jy sê, ja, maar mense besef nie watter opoffering dit alles vir my inhou nie. Mense besef nie wat 'n prys ek moet betaal nie. Kom ons vervang hierdie ja maar met maar wat van nederigheid? Wat daarvan dat God jou getrouheid en jou gehoorsaamheid om offervaardig te dien, jou bereidwilligheid om offervaardig te dien, wat daarvan dat God deur hierdie nederigheid, dat hy daardeur behaag word en dat hy jou op die regte tyd daarvoor sal beloon. Kom ons bid saam.
Here Jesus, dankie dat U bereid was om 'n diensknegt te word en getrou te wees, gehoorsaam te wees tot die dood toe, die dood van die kruis. Ons kom vandag met nederige harte en ons bely dat U die Here is en dat U ons Here is. Ons buig ons voor U. En dan wil ons vra, sal U ons help dat U gesindheid deur ons duidelik sigbaar word en ons deur so te leef, enerzijds mense kan bereik en mense raak sal sien en mense na toe sal uitreik, en anderzijds dat ons weet dat ons hemelse Vader daardeur verheerlik sal word. Dit is ons gebed in U mooi naam. Amen.